baie meer oor boeke vanmôre en ek gesels met Louis Botha, 'n fotograaf wat nou sy eerste koffietafelboek bekendstel. Hallo Louis. Goeiemôre. Dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. Louis, jy was gebore in Bloemfontein, toe was jy 'n Pretoriaaner en nou woon jy in Prins Albert. Is dit 'n goeie skuif gewees? Nee, ek dink is bepaald 'n goeie skuif. Alhoewel ek in Pretoria groot geword het, het ek nie in die stad groot geword nie. Ek het noordoos van Pretoria op 'n klein plaasie groot geword. So ek is van klein tyd af gewoond aan stilte, aan spasie, aan versien en om naby die natuur te wees. En Prins Albert het baie van dit vir my weer teruggebring. Nou jy vind fotos duidelik baie fascinerend. Sien jy makliker deur die lens van 'n kamera? Ja, ek dink ons leef in 'n tyd wat daar so baie visuele dinge gebeur rondom jou. Dis deesdae in hierdie vinnige pas wat mense lewe en soveel dinge gebeur gelyktydig, is dit verskriklik moeilik om vir 'n rukkie net op 'n enkele ding te fokus. En ek vind as jy deur die lens kyk, dan is dit amper asof jy jou vir 'n rukkie afsluit van wat om jou gebeur. Ja. En vir daai rukkie wat jy deur die lens kyk, is jy in the moment, soos hulle sê, en dis net jy en wat voor die lens is. Nou jy kom uit 'n finansiële wêreld en toe nou met die aanmoediging van jou vrou het jy die fotos baie ernstiger begin opneem. En daar kry Slow Down, Look Again geboorte. Hoe het dit gebeur? Ja, my liefde vir fotografie het ontwikkel terwyl ek nog voltyds werksaam was in die finansiële dienste bedryf, alhoewel ek van kleins af gehou het van fotos neem. Dit het daartoe gelei dat ek in Prins Albert 'n fotografiekursus begin ontwikkel het, al 6 jaar gelede waarskynlik, aanvanklik om op landskappe te konsentreer. Maar my liefde vir mense afneem is net so groot en ek het toe die gedagte gekry om 'n portretwerkswinkel in die fotografiekursus in te werk en om lewende modelle daarvoor te gebruik. En ek het toe met die kleerling man wat ons altyd met die bussie uitgery het op die landskapsessies gesels daaroor en gevra wat dink hy, sal dit werk? Hy het dadelik gesê ek dink is 'n uitstekende idee en hy het my aan sy omliggende bure en vriende voorgestel in Noordeinde, die gebied waar hulle bly. Ja. En ek het toe hierdie mense begin gebruik as lewende modelle in die portretwerkswinkels en ek het baie vinnig gesien, maar hier maak ons nou die deksel oop van 'n skatkis van dinge wat net te wonderlik is. Ja. Kultuur. Glo jy dan dat elke mens 'n storie het? Ek glo definitief dat elke mens 'n storie het. Dit kan 'n mooi storie wees of dit kan 'n hartseer storie wees, maar elke mens het 'n storie. Louis, wat dink jy is dit wat mense in 'n koffietafelboek soek? Ek dink op 'n manier, ek het net besef, ek kan nie alles wat ek daar ontdek het vir myself hou nie. Langs elke klein dorpie in Suid-Afrika waar jy verbyry, is nog 'n klein dorpie wat daar so effens in die verte sit. Ja. En ons het almal ons persepsies en ons gedagtes oor die mense wat daar bly. En ek het hier in hierdie ervaring om die mense nou van beter te leer ken en van so naby het ek besef, maar daar's baie ander persepsies wat ek graag meer mense sal wil laat kry. Wat nie die voorreg het om fisies toegang te kry tot hierdie mense nie. Ja, want dit was beslis 'n voorreg vir jou. So 'n koffietafelboek bring dit nader na baie mense toe binne bereik. Louis Botha met Slow Down, Look Again. En daar is baie meer boeke waarna jy kan uitsien. Stuur vir my 'n e-pos by dia@diegrootontbyt.co.za en daar gesels ons baie meer oor lekker lees.